Galasiërs 4 vers 8 en 9 sê, maar destyds toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug na die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf wil dien? Verdraagsaamheid, my vriend, en kompromie word deur baie, miskien die meeste vandag, as die grootste deugde van almal beskou. Oral rondom ons sien ons aanhangers van valse godsdienste. Sommige is fanaties, maar baie, en sekerlik die oorgrote meerderheid van diegene wat geen vaste godsdienstige oortuigings het nie, glo dat alle godsdienste mense na die hemel lei, of ten minste na vrede met 'n God. Ons weet egter dat daar geen kompromie hier kan wees nie. Of Jesus is die volkomme verlosser, of hy is glad nie 'n verlosser nie. Waar neem jy jou standpunt in? In Galasië ten tye van die apostel Paulus was die heidene daar en was hulle al eeue lank slawe van afgode wat van nature nie gode is nie. Sommige was Christene. Hulle het egter 'n versoeking in die gesig gestaar en in die denke verval van, wel, ek kan Jesus hê en miskien steeds 'n bietjie vertrou in my ou gode behou. Hier in ons teks sê die apostel vir hulle dat dit onmoontlik is en dit is vandag nog so. Ondersoek jou hart noukeurig. Ons almal kom op een of ander stadium of op een of ander manier voor versoekings te staan om ons geloof en vertroue in iemand of iets anders as Christus Jesus te plaas. Diegene wat in hierdie struik trap, leef in geestelike slawerny, slawe van hulle eie menslike idees van godsdiens. Laat daar geen kompromie wees nie. My vriend, erken Jesus alleen as jou volkome verlosser. Plaas jou vertroue in hom, sy woord en sy krag alleen. Here, ek plaas vanoggend my volle vertroue in U as my enigste verlosser. Help my om geen afgode voor U aangesig te hê nie, en ek bid dit in Jesus se naam. Amen.